U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuberg.co.za. Ons kan ons Bybels oopmaak dan by Lukas 6, daar van vers 43 af. Terwyl ons aan die plekkie so gereed het, kom ons vra dat die Here vanoggend ook vir ons hier sal ontmoet. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons ook na 'n vakansie en 'n breek weer hier by mekaar kan wees, vergader in U teenwoordigheid. En ons sien uit na 'n jaar waar ons elke keer by mekaar kan kom, U woord kan oopbreek en daarna kan luister. Maar Here, wat help dit as ons luister en ons hoor hierdie dinge, maar dit het geen vrug in ons lewens nie. En as U vanoggend hierdie deel vir ons ooppraat, wil ek vra, Here, dat U Gees werklik in ons harte sal praat en U self aan elkeen van ons openbaar. Kom breek U woord, Here. U kinders luister. Amen. Ons gaan aan waar ons besig is, en jy sien Lukas 6 is 'n geweldige gevulde gedeelte, so baie in om oor te praat en by stil te staan. En ek wens ons kon eintlik baie meer tyd hier gestaan het, want die gevaar is om baie vinnig en baie vlak hier deur te hardloop en nie te hoor die gewellige belangrike woorde wat die Here Jesus vir ons wil sê nie. En ek wens ons kan weer teruggaan by alles stil staan, maar ons gaan vorentoe. Maar ek wil vra, en dit is my gebed vir my hart, dat ons werklik sal inneem dit wat die Here vir ons hier leer. Hy sê, dit is nie 'n goeie boom wat 'n slegte vrugte dra nie, en ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Elke boom word aan sy eie vrugte geken. Van doringstruike pluk 'n mens mos nie vye nie, en van 'n doringbos oes hy ook nie druiwe nie. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn en die oorvloed goeie in sy hart, en die slegte mens bring die slegte tevoorskyn en die oorvloed slegte dinge in sy hart. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so 'n bietjie deur hom staan ook. Net voor ons aangaan is, jy gekyk het na Matteus se gedeelte met die bergrede en die eerste prediking van ons Here Jesus Christus, jy sien, hierdie verwys terug daarna. Matteus het 'n baie sterk klem op valse Christendom en valse leraars. En as ons kyk na hierdie gedeelte in Matteus, dan staan dit stil as die kenmerke van 'n valse leraar. Maar hier wil die Here vir ons by die monde van Lukas iets anders te wys in dieselfde woorde, en daarom die valse leraars nie in die gedeelte nie, maar terugbring na onsself toe. En ons staan aan die begin van die jaar en baie ander dinge. Hoeveel preek het ons nie al geluister nie? Hoe lank sê ons nie 'n Christen is besig nie? En in Lukas 6 kry ons baie praktiese riglyne van hoe lyk ware geloof. Matteus by uitstek het 'n geweldige klem daarop, nie elkeen wat sê Here, Here nie, as jou geloof nie meer as die van die Fariseërs inhou nie, wat die Here dit uitdaag, daar's ware geloof. En dit is belangrik in die uur waar ons in lewe, want daar is 'n algemene Christendom wat dwars deur die wêreld gevoer het. Die Christianity Light, elkeen wat sê hy is 'n Christen. Elkeen wat positiewe gevoelens oor die Here het. Elkeen wat kerk toe gaan lees en 'n bietjie bid. Hulle is almal Christene. En ek is jammer om dit af te breek, maar die Bybel stel 'n standaard wat die ware standaard is. En ons kom hier in Lukas, en spesifiek in hierdie stukkie prediking van ons Here Jesus Christus, waar hy 'n Christen konfronteer met die standaard van Christendom. En dis baie prakties waaraan ek myself kan meet. Ons het begin weer te kyk daarna aan, hoe lyk ware geloof? Hy praat daarvan, dis nie net woorde nie. Dis 'n realiteit in ons lewe. Hy's arm van gees. Hy honger na geregtigheid, hy honger na Christus. Hy treur oor sy sonde. Daar is vervolging in hulle lewe. En die laaste wat ons by stil gestaan het, dat daar waarlike liefde in hom is. Anders is liefde is wat die wêreld nie ken nie. 'n Liefde vir die vyand, en verder is dit. Voordat ons gehad met die oordeel, ons sien die liefde daarin, in die oordeel en in die veroordeling, hoe 'n Christen dit intree in sy konflik met 'n wêreld en mense rondom hom. Dis nie net 'n gepraat nie, maar dit vind deurslag
en voed so vlak daar waar sy lewe is, waar hy besig is met dinge. Die probleem is, en ek vat dit nou terug en haak dit aan waar ons mee verlede keer gepraat het, want al hierdie dinge is 'n eenheid. Dis een preek en een gedagte. Daar sit baie in die kerk wat blind is vir hulle self. En dis wat ons verlede keer ook gepraat het. Mense met sonde in hulle lewe, balke in hulle lewe, sonde in hulle lewe wat hulle hele visie verdraai, dinge verblind, wat hulle nie kan raak sien wat hulle moet raak sien nie, dinge verander. En totaal blind is vir dinge in hulle eie lewens ook. En is jammer, maar deur die eeue was dit nog altyd 'n probleem in die kerk. Daar sit ongeredde mense, baie godsdienstig, maar hulle ken nie werklik die Here nie. Ek wil begin met 'n aanhaling van J.C. Ryle wat skryf oor hierdie gedeelte. En dit klink na harde woorde, maar dis Bybels baie akkuraat en baie waar. Soos julle agterkom, ons gepraat het oor hierdie gedeelte, daar is lig, daar is duisternis, daar's kinders van die Here, daar's nie kinders van die Here nie. Daar is geen grys area nie. Nou as ons praat van 'n boom en vrugte dra, dan skryf hy, let it be a settled principle. A settled principle in our religion that when a man brings forth no fruit of the Spirit, he does not have the Holy Spirit within him. Dis 'n dood eenvoudige beginsel. Dit sny op die man af. En dis waaroor dit gaan. As ek nie die vrug van die Heilige Gees in my lewe het nie, ek kan nie die vrug van die Heilige Gees in my lewe sien nie, is dit dood eenvoudig, ek het nie die Heilige Gees nie. Ek gaan nie op die kansel staan en preek nie. Ek gee nie of jy teologie is en hoeveel grade agter jou naam het nie. Ek gee nie hoe baie tyd jy op jou knieë spandeer, hoe jy dink jy 'n Christen is nie, as daar nie 'n konsekwensie en 'n effek en 'n gevolg in my lewe is nie. Is dit omdat die Gees nie daar is nie. Die teendeel is waar die Gees is, vloei die werking van die Gees. Daarom word dit die vrug van die Gees genoem in my lewe. As hy in my lewe is, kan ek nie help nie, daar is sekere dinge wat uitvloei. Die vrug daarvan is die wedergeboorte, die eerste kontak wat ek het daarmee. Dat die Here my konfronteer met my sonde en alles daarmee saam. Daar's die vrug van heiligmaking in my lewe, waar die Here besig is om my lewe te verander, te vernuwe. Ons het Galasiërs 5, al die vrugte van die Gees wat ons kan noem. Tyd laat ons nie toe om stil te staan eens in detail hierby nie. Maar ek moet kyk hoe ek deur my lewe stap en ek kan identifiseer, maar Here, daar's meer liefde in my. Daar's meer vreugde, daar's meer lankmoedigheid, daar's meer nederigheid, ek kan sien hoe die dinge vorder. As die Gees in my lewe is die vrug van die Gees daar. As daar nie vordering in my geestelike lewe is nie, inteendeel, die res kom. Hy gaan verder en hy skryf en hy sê, let it be settled principle again in our religion that when a man's general conversation is ungodly, his heart is graceless and unconverted. Selfs standpunt net op 'n ander kant. Wanneer my gesprek wêrelds is, wanneer my lewe wêrelds is en wêrelds bly, is omdat ek 'n onbekeerde hart het. Waar die Gees van die Here is, dryf die Gees van die Here altyd na die dinge van die Here en in besonder na die persoon van die Here. En in die geestelike wandel wat ek het, my pad van heiligmaking, is ek besig om te word soos my Here Jesus Christus. Waar dit nie gebeur nie, moet ons onsself nie bedrieg nie. Ek kan nie 'n bediening aangaan en deurgaan sonder dat mense hierby stil staan by gereelde fases, om elkeen te konfronteer daarmee, waar staan ek nie. En volgens baie eenvoudige voorbeeld wat ons Here Jesus gebruik. Watse vrug dra jy in jou lewe? En net soos ons laas stil gestaan het en gebid het en gevra, Here, wys vir my die balk in my eie oog. Ek gaan dit nie self raak sien, dit is 'n werking van die Gees. En die ironie is dat ouens met balk in hulle oë hoor die preek en dink, dit is 'n mooi preek, dominee, gaan met hulle lewens. Hulle hoor nie. My gebed is dat het werklik sal hoor. En vanoggend sal staan en kyk na maar die pad wat ek gestaan het. Ek noem myself 'n Christen. Ek noem myself 'n kind van die Here Jesus Christus. Op grond van wat? Christendom is nie 'n saak van praat nie. Dis nie 'n saak van belydenis nie.
Dis 'n saak van geloof. En 'n saak van geloof wat werklike impak het in die manier hoe jy lewe en in die manier hoe ek deur hierdie lewe gaan. Daarom het Jakobus sê nee, dat wat help my, ek het sê geloof, maar ek het nie daarmee bygaan nie. Daarom het die Here en Matteus ook sê, hoekom sê julle van Here, Here, maar julle doen nie wat die wet sê nie. Ek ken hom of jy gepreek en die duiwels uitgedaag word of nie. En ek kom terug vanoggend, ons kraal dit af hier na vrug toe. Hoe lyk die vrug in ons lewe? Hier's 'n paar beginsels wat ek in hierdie gedeelte wil uithaal, Bybelse beginsels. Rondom dit. Kom ons begin by die eerste beginsel wat ek wil uithaal. Daar is net 2 soorte bome. Dis die beginsel wat hierdie gedeelte vir ons baie duidelik stel. Daar's doringbosse wat nie vrug dra nie, en daar's bome wat vrug dra. Of dit nou 'n vyeboom of 'n druiwerank is nie wat van saak is nie. Daar's vrugteloos en daar's vrugdraand. Daar's die wat lyk of haar lewe is, pragtige groen blare en alles daarmee saam. En die Here sê, ek het nader gekom en ek gedink is 'n vyeboom en ek gaan vrug soek en daar's niks. En die Here vervloek die boom, want daar's nie vrug aan hom nie. Daar's baie in die kerk wat praat. Daar's baie wat napraat daaroor. Wat gereeld in die kerkbanke sit. Ek dink ek gesê by geraalde geleenthede, is die hardste plek om verlore te gaan is binne hierdie banke. En ons kan onsself trots maak en sê, maar ons is binne 'n kerk wat baie naby die Bybel leef en baie ernstig is oor die Bybel en akkuraat wil wees daaroor. Dit beteken niks as ek nie die vrug dra nie. Watter boom is ek en waar staan ek? En 'n kind van die Here is veronderstel om die dinge te weet. As ek 'n kind van die Here is en ek kan sien hoe die vrug van die Here in my lewe is, dan sê ek vir die Here vanoggend baie dankie daarvoor. Ek wil graag in die jaar wat vorentoe gaan vir u vrug dra. Maar my eerste se woord as ons hieroor praat is vir die blindes wat hier sit, wat dink ek dra vrug, wat dink ek is in die Here. Want onthou die Here is die een wat die vrug kom soek en dit kom dra. En as ons praat oor vrug dra, dan praat ons nie van goeie werke en goeie dinge na buite nie, want baie ons wil self mee te sê, maar ek is baie goeie mens. Ek gee my tiendes vir die kerk, gaan gereeld kerk toe, ek help die armes en so, al die tipe van goeders. Dis nie vrug nie. Ons praat van die vrug van die Gees. Die vernuwende krag wat die Here in jou lewe het om jou lewe te verander. En meer sy beeld gelyk te maak. Dis die vrug waarvan hy praat. Dis die vrug wat hy doen. Die moslems het ook gift of the givers en hulle doen baie meer werk as baie van ons Christenorganisasies en hulle is voor op die voorste linies. En hulle is nog steeds verlore, hulle ken van Christus nie. Daar's geen gees in hulle nie. Daar's baie mense met baie goeie werk en 'n baie beter lewe as ek op die oppervlakte. Maar dis nie die vrug van die Gees. Die vrug wat God die Vader soek in die lewe van die kind van die Here is sy seun in my. En die effek wat sy seun in my lewe het, in detail. Nou kan ek terugvoer na wat ons laas oor gepraat het. Ek wil dit sing in die manier hoe jy oordeel. Ek wil in die manier sing hoe jy jou goeders gee en help aan ander. Ek wil in die manier sing, al hierdie dinge. Dis die vrug waarvan hy praat. Vrug kan nie weggesteek word nie. Dit word gedra. Dit kan nie anders doen nie. Daar's 'n noodwendige konsekwensie daarin, ook as jy 'n kind van die Here is. En ernstig is die Here is, dit lek altyd uit. Nie waar nie. Weet jy of hulle daar agter gekom het nie? Julle kan by mense wees en geselskap wees en as julle weer sing dan by julle oor die Here praat. Ek onthou baie jare terug, ons het nog deur in Eefkesweg net so op die draai gebly. En my pa het gewerk vir Mema toe. En hulle het gaan, ek dink sulkie kapokkie hoendertjies koop by wat ou Duif Saadie onthou sal nog onthou. Ou inwoner hier, ek en vir Duif Saadie baie jare lank voor hier nog. En terwyl hulle in die winkeltjie die hoendertjies koop, ontmoet hulle ander tweeetjies daar, hulle kuier en klik baie lekker en word oorgenooi vir tee en terwyl hulle die tee drink, toe vra die een, terwyl my ma gou gaan tee maak, sy in die sitkamer vra hy, maar wat doen jy? Toe sê hy, nee, ek is 'n predikant.
En ek werk tans vir die media kant van die kerk. En die vrou stamp so na 'n man. Hulle is mos altyd reg vrouens. Sy sê, ek moes sê hulle is Christene. Nie gepraat oor die Here nie. Maar daar's 'n vrug en daar's 'n erkenning in Christene dat ons praat oor wêreldse goed, maar iets in my gees klik, want iets met jou gees. Daar's vrug wat ek sien, daar's dinge wat ek erken. Die al gesien in mense se lewens dat jy iets familier aan hom. Iets wat ek erken en wat my gees na hanker. Daai vrug. Ek het nou jare terug het ek gegaan van my skipperslisensie toe ek nog net mooi en jonk was, nou is ek nog net mooi. En terwyl ons op 'n skipperslisensie was 'n moeilike tyd gewees ook vir my. En as daar in St. Lucia, nou moet ons uitgaan op die bote en dinge, en dit is 'n rowwe dag, en aan die einde van die dag, ek wil nie laat jy moet weet ek 'n dominee is nie. Dit is nog altyd so. Die oomblik as iemand weet jy is 'n dominee, dan word jy anders hanteer. So ek is net Joe Schrow en ons doen ons dinge. En die aand terwyl ons om die kampvuur sit, toe begin hulle praat oor allerhande goeters. Hulle weet nie wie en wat ek is nie. En so moeg soos ek is, en nie lus is vir goed, en veral vir berading nie. Pop die probleme een na die ander uit. En die Here gee net die wysheid, en al die komplikeerde dinge in hulle lewe, kan ek vir hulle stel hoe eenvoudig dit is. Te begin met Christus, en 'n nuwe lewe in Christus. Jy sien, maak nie saak waar jy is en wat jy beplan nie. Dit moet uit. Kan nie daar sit en stil bly nie. Die Gees is hier, die Gees wil werk en die Gees moet uit. Geen om hoe Eddie Botha voel nie. Inteendeel, as jou mond oopmaak, as die gevoel totaal verander. Die vraag is, as ek praat van vrugdra is, en mense begin saam met jou tyd spandeer, wat sien hulle in jou lewe? Ons kan hier 'n baie mooi front hou vir 'n klein rukkie. Maar as iemand saam met jou 'n tyd begin spandeer, wat sien hy werklik? Want die vrug. Ek is nogal geskok deur die jare gewees, deur lidmate van hulle is nie meer met ons nie, want hulle het hulle rug op die Here gedraai. As hulle kinders heildronk op hulle instel. Ek het en my vrou het al by sulke geleë na mekaar kyk, wow, is dit wie hulle werklik is? Ons gedog, ons ken hulle. Daar's julle aan 'n vrug. Sien julle aan 'n lewe. Wat dra ek werklik? In hierdie gedeelte kom Christus as die een wat die werklik kan oordeel, die regverdige God, en hy sê, hy is die een wat kan oordeel, dra jy vrug in my, is jy in my? Of is jy 'n doringstruik? Put net die grond uit. Lewer niks op wat iemand anders kan gebruik nie. Disipelskap kursus ek so af en toe aanbied, die wat al geneem het, sal weet, dit is die aard en die fondasie van ons disipelskap kursus. Hoe lei ek na iemand Christus toe? Is ek bring hom nader aan my. Paulus het sy eie woorde gebruik, ons kry dit in Korintiërs 11, volg my soos ek die voorbeeld van Christus volg. Kyk na my vrug, kyk na my dinge. Volg my, ek volg Christus. En iewers langs die pad, as daai persoon Christus geleer ken het, stap ons saam die pad, maar hy volg my nie, maar hy volg self vir Christus. En dis die beginsel daarvan. Die geheim is, en dis die gebed van my hart van vanoggend, is kan jy regtig sien wat jy regtig dra? En dit is vir my belangrik dat jy sal weet, wat dra ek werklik? As ek ou wat baie maklik kan praat oor godsdienst en dinge van godsdienst, alweer die dinge. Maar ek weet in my hart, dat Christus nie die koning is nie. Nie alles in my lewe is nie. Daar is nie 'n pad van heiligmaking wat gestap word, en oorgawe aan hom. Die vrug wat vir God saak maak nie. Daar's 'n oppervlakkige getoon na die wêreld toe, soos die blare aan 'n doringbos. Die wingerd, hulle sien die groenigheid. Maar as jy nader kom, dan voel ons die dorings. In Timoteus praat Paulus, 2 Timoteus 3. Hy sê, almal wat aan Christus, Jesus toegewyd aan God wil lewe, almal wat heilig wil lewe, sê hy, sal ook vervolg word.
Maar die goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle is mislei ander en word self mislei. Balke in die oë, blindes. En hy noem dit hier vir ons die twee. Die eerste wat hy noem, daar is die gelowiges. Die wat aan Christus toegewyd wil lewe. Daar's die vrug. Die vrug is die toewyding. Die vrug is die heiligheid. Die vrug is Christus, is alles in my lewe. En dit neem oor. En omdat dit alles in 'n lewe is die volgende vrug ook daar, en ons het daaroor gepraat in die begin van Matteus 8 en Lukas 6, is vervolging. Vervolging is deel van vrug. Is as gevolg van vrug. Die wêreld haat dit. Hulle nie saak daarmee as jy maatskaplik goed doen en ander mense help nie, dit pla hulle nie. Dit pla hulle as jy heilig lewe. En dat jy sonde aanspreek. Daai vrug pla hulle. En daarna is 'n vervolging. En dan noem hy die ander, die doringbos, die goddelose mense, die bedrieërs. Hy praat hier met mense in die kerk. Julle sal vind so 'n kantnota dat die Bybel en veral die Nuwe Testament baie min oor die wêreld daar buite praat. Daar is tekste en daar's dele wat oor die wêreld gaan. 'n Groot deel is gefokus op Christene en valse Christene. En baie van Paulus se bediening is gefokus ook hierop, en hier is dieselfde, bedrieërs. Hulle sal voortgaan van kwaad tot erger. As ek nie gevorm word in die Here en die vrug word in my al hoe meer nie, met ander woorde, die vrug van die Gees word meer, ons sien die liefde word meer, die geloof word meer, die nederigheid, die langmoedigheid, die geduld, al die dinge word meer. Dis 'n normale pad dat ek saam met die Here stap, daar's vrug. Iemand wat nie in die Here is nie, het nie daai vrug nie. Hy sê vir 20 jaar in dieselfde kerk, is dieselfde tipe mens. Sy het nog dieselfde besware. Sy het nog dieselfde tipe gebed. Dieselfde tipe antwoorde, dieselfde tipe oppervlakkige verstaan van die skrif. Behalwe een ding. Die sonde wat hy toelaat in sy lewe, daai balk, word groter en erger. Waaraan nie vergifnis was nie. Onvergewensgesindheid. Sien jy dat daai persoon al hoe bitterder en bitterder raak, hoe ouer hy word. En meer aggressiewer. So iewers langs die pad groei my lewe in een van twee rigtings. Of meer van die Here in my lewe en ek lyk meer en meer soos hy. Of ek lyk net meer en meer soos die wêreld. En ek gaan van erg na nog erger. Ek ken baie ou mense wat jare in 'n kerk gestap het. Kom ons stel dit in die teenoorgestelde rigting. Daar is min ou mense wat ek sien afsterwe het in my bediening, wat ek vir hulle kan sê het goed geëindig. Voluit die wenstreep oorgehardloop. Dis 'n skaars entiteit. Ek wil hierdie wedloop hardloop tot op die einde, voluit van Christus. Dat daar vrug sal wees, selfs op my sterfbed, vir hom. En dit het ek al gesien, en hoe wonderlik is dit om te sien nie. Wat 'n inspirasie om dit nie te sien nie. Dat maak nie saak waardeur ek gaan en waarmee ek besig nie. Daar is vrug vir my om te pluk in daai persoon se lewe. Daar's baat daarby. Die valse gelowige gaan deur dieselfde omstandighede, maar dit braak allerhande negativiteit, dit braak ongeloof, twyfel. En dit raak erger en erger. Die kind van die Here dra die vrug in hierdie dinge. En ons ken dit. Daar's goeie vrugte en daar's slegte vrugte. Geen vrugte nie. Volgende beginsel, elke boom, en hier's twee hierin, word ons eie. As die Here ons meet en die Here kyk na ons, kyk hy nie in familieverband nie. Wie jou gesin is, wie jou ma en jou pa is van geen belang in die opsig nie. Dat my pa voluit vir die Here gelewe het, 'n kragtige instrument in sy hande het, 'n lewende verhouding gehad het met die Here. Dat hulle twee met mekaar gepraat het soos ek en my vrou met mekaar gepraat het geen relevantie in die saak nie. Want hier gaan dit oor my vrug.
Is hartseer om te sien waar manne van God sy eie kinders hulle rug op die Here draai. Wat 'n hartsverskeurende deel in 'n kind van die Here, wanneer sy kinders nie die Here wil dien nie. Want hulle weet wat hulle mis. My eie vrug. Ek staan daarvoor. Openbaring sê, elkeen van julle sal gestraf word volgens julle doen en julle late. Ons word geoordeel en ook veroordeel as ek nie in Christus nie, vanweë my eie vrug wat ek dra. 'n Doringbos is bestem vir die vuur. Dis kan nie anders nie. Elke goeie boom word sy eie vrugte geken. En dan moet ek saam met dit sê ook. Elkeen van ons toe ons gebore was, en ek moet nou die hele Bybel bysit, as ons praat oor vrugte dra, praat ons nie oor 'n natuurlike goedheid nie. Van geboorte af was ek 'n doringbos. Ons belydenisskrifte sê in sonde ontvang en gebore. Iewers langs die pad, en dis hoekom Johannes 3 sê, moet ek weer gebore word. Ek moet verander word vanaf 'n doringbos na 'n wingerdstok toe. En julle kan sien wat 'n groot verandering dit is en wat 'n groot werk dit is. Die probleem is ons word gebore as doringstokke, maar ek kies om dit te bly. Die wêreld kies die toestand. Die Here sê dit in Johannes 3 vers 19. En so kom die skeiding, lig het na die wêreld toe kom, tog mense het eerder die duisternis die lig lief gehad van daar is reg. Ek kies my sonde. Ek kies my selfregverdiging. Ek kies my selfdeterminasie, my onafhanklikheid. Ek kies die dinge. Selfs Christene, en ek sê dit aan, ek sê binne die kerk kies dit. Ek wil my eie lewe bepaal, ek wil eintlik bepaal hoe ek die Here gaan dien, en waar ek die Here gaan dien, wat ek gaan dien. Dis die aard van die doringbos. Me, myself and I. As jy hom konfronteer, dan sê jy weet, dis 'n doringbos, want hy is vol dinge wat jou steek. En hy vervolg Christene. Hy steen ander mense wat vir hom durf aanspreek. As hy volgende uit die kerk uitstap sê, daai dominee weet nie waarvan hy praat nie. Hy's te ernstig, hy's te al hierdie dinge. Jy sien die dorings. Plaas om te luister na wat die Gees vir die gemeente sê en te ondersoek. Iets moet gebeur in ons lewens dat ek verander vanaf 'n doringbos na 'n wingerdstok toe. Ons het net so heerlik daarvan gesing en ons sing dit so graag, né? Die genade wat die Here Jesus Christus het deur sy verlossing in my plek te kom en daar te kom staan. En dis die werk en dis die vrug wat in ons lewe plaasvind, dat ek was, en nou sê ek iets niets. Die Here het my sonde uitgewys, hy het my toestand vir my uitgewys, hy bring in my 'n hele nuwe toestand tot gestand. In my wese word ek verander na heeltemal iets nuut toe. En begin met die derde beginsel. Wedergeboorte is nodig. Dat ek kan vrug dra. Dit kom nie van nature uit my uit nie. Ons het nie praat oor natuurlike goed doen nie. Nie een van ons kan uit natuurlik goed doen nie. Romeine 3. Almal het afgedwaal, almal het daar's nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Nie een in die wêreld nie. Toe die ryk jong man hom toe kom en hy sê vir hom, goeie meester, toe antwoord die Here, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie. Behalwe God alleen. Die hele wêreld is gebore, die ene doringbosse. Dis dit ons aard, dis ons natuur. So die goed wat ons hiervan praat, is verwyste goed. Dis nie inherent aan myself nie. Nou julle weet, ek sukkel 'n bietjie met my rug, nadat die operasie het, en partykeer as hy rof raak, dan stoot hy pyn so uit na my se heupe toe. En ek het toe gegaan vir 'n MRI, en die MRI wys toe, daar's niks fout in die pootjies nie. Dis verwyste pyn. Dit kom van 'n ander plek af. Nou is ek baie dankbaar daaroor, so as ek krippel loop, dan weet ek ten minste myself, as niks fout met die pootjies nie, ja, dis alles fyn, dis net pyn. Maar dis die goed wat ons hiervan praat, verwyste goed.
Die goeie mens bring die goeie uit homself tevoorskyn. Wat is die goed? Die goeie wat Christus in my geplaas het. Uit my aard sal altyd net die slegte kom. Maar nou as ek in Christus is, ek 'n nuwe mens. En hy leef in my, sy gees, inteendeel, hy het sy gees gegee as 'n persoon wat binne my lewe. My gees saam met sy gees. Besig om my te verander, dat ek lyk soos hy. Wie is hy? Hy is die ware wingerstok. Johannes 15, ek is sy loot. Kan ek sê ek is 'n kind van die Here Jesus Christus, ingeënt op die wingerdstok, en ek is nog steeds doring. En daar's niks in my nie. So daar's iets radikaal wat moet gebeur. Romeine 8, julle ken, daar's geen veroordeling wat in Christus is nie. Ons is nie in Christus, ons is nie gemaak in Christus. Hy het dit op, al my sonde op hom geneem. Hy het die doringbos geword vir my, sodat sy vrug in my kan word. En daar het ons die plaatsvervangende offer. En daar is dit ons as kinders van die Here vuur en nooit oor sal kom nie. En selfs as ek hieroor praat en ek weet dat ek in die Here is en hom bly. En ek sien die werking van die Here in my lewe. Ons praat nie van dat ek volmaak is en goed is en foutloos is nie. Dat niks met Christendom te doen nie. Ons praat hier om van te sien, maar die Here is besig in my lewe. En hy is besig om my te vorm. Ek hoor sy woord en ek begin dit toepas in die detail daarvan. Dis die vrug waarvan ons praat. Maar hierdie vrug is van 'n geweldige omvang ook. Ons stap in en kyk jy vas in daai banier en dis is hoekom ek in daar hang. Om ons altyd te onthou. Radikaal, sentraal, totaal. Dis waaroor Christendom gaan. Radikaal, die Griekse woord radix, vanuit my wortel. En in die konteks hiervan is dit baie kosbaar dat Christus my vanuit my wortel verander het. Met ander woorde, hy het my wortel uitgetrek wat in die vlees en die sonde was, en hy verander my in die wortel van doringboom, diep in die grond in, is ek nou 'n wingerdstok. Ek dink ons besef hoe geweldig groot en ingrypend hierdie verandering is nie. Dit is radikaal. As ek 'n kind van die Here is, dan dra ek die vrug van die Here, want ek is in my fondasie verander. Ek is ingeënt in Christus. En as sy sap deur my vloei, wat is die noodwendige? Die res moet wees, dan kom die sentraliteit. My lewe wendel rondom hom en alles gaan oor hom. Dis die vrug waaroor dit gaan. Dis totaal, dis elke deel, elke faset van my lewe. Ek kan nie Christus beperk tot 'n uur op 'n Sondag nie, tot 'n bietjie vroeg in die oggend tot die aand nie. My hele lewe is in hom. Dis die vrug. En hy in my. Ons meet nie hier vrug en die bedoeling van Lukas is nie om te meet aan afsonderlike vrugte soos in Galasiërs 5 nie. Hy praat hier van die omvattende vrug van in God wees en God in my. En die totale lewensverandering wat dit het, wat 'n kind van die Here moet raak sien en uitlewe. Of ek het dit of ek het dit nie. 'n vierde beginsel wat ek wil bysit, nie inherent in die teks nie, maar is deel van die Bybel. Hierdie vrug is die werk van God. En ek wil gaan na Johannes 15 toe, wat aansluit by hierdie gedeelte wat ons nou oor gepraat het. Ek kan probeer 'n beter mens wees. Ek gaan vir 'n ruk probeer en opgee. Ek gaan altyd op oppervlak probeer. Ek kan nooit in my wortel uitkom nie. Dis goddelike werk, hy is die een wat dit doen. Hy sorg daarvoor. Johannes 15 vers 12, ek is die wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Hoekom? Want dit is doringbosse. Behoort nie aan hom, hy het nog nooit aan hom behoort nie. Dit is onmoontlik om aan God te behoort en nie vrugte dra nie. Baie in die kerk wat dink hulle is dit. Balk in hulle oë. Dink ek kan my sonde my lewe doen, ek kan regverdig, ek kan aangaan daarmee. Niemand weet dit nie, doen niemand kwaad nie.
Maar as jy stil is met die Heilige Gees en eerlik is met die Heilige Gees en jy alleen is, dan weet jy, hierdie dinge is dinge wat ek moet opgee en prys gee, haal die balk uit, bekeer hy en kom terug, dan dra jy vrug. Kan nie vrug dra as daar balk is, kan nie vrug dra as daar sonde is nie, want die lewenssap van Christus sal nie vloei nie. So al is ek 'n kind van die Here, as die vrug opgehou dra word, maak seker dat hy sonde bely, afstand doen, belydenis doen. En as ek ander mense geraak het, vergifnis gaan vra ook. Maak herstel. Elke vrugte dra snoei reg, sodat hulle nog meer kan vrugte dra. Dis die aard van vrugte dra. Tyd laat ons nie toe nie, is baie om hieroor te sê. Vrug dra, sê hy, is in die reg snoei daarvan. Ons het al baie gepraat oor pyn en lyding op die pad van die kind van die Here. Vrug dra is 'n heilige lewe. En waar loop die hoofweg van heiligheid? Kan jy onthou wat sê Jesaja? Die hoofweg van heiligheid loop deur die woestyn. Daar's baie kerke wat vir julle hierdie gemaksgodsdienst wil verkondig. Praat oor die Here jou gaan seën en die goeie goed vir jou gaan gee. En al wat hulle bring is nie dood. Hulle bring nie lewe nie. Christus bring lewe. En hy bring dit in die regsnoei. In die vorming. Ons het in 25 gehad, ek en julle waarborg, as jy in Christus het, jy gaan snoei die jaar ook ervaar. Ek verwelkom die snoei wat die Here in my lewe ook gaan doen, in die jaar. Want daar's vrug daarin. En ek dank die Here vir elke deeltjie daarvan. En ek prys hom daarvan, al is dit nie maklik nie. Hoe vorm het my? Vers 3. Julle is al reeds reg gesnoei die woorde wat ek vir julle gegee het. Daarom dat die woord so sentraal en so belangrik in ons lewe is, want hierdie woord is hoe ek konkreet gesnoei word. Wanneer ek besig is met wat daar geskrywe staan, so sê die Here. Nie dit verander nie, nie dit verdun nie, nie dit afmaak dat dit is nie meer wat dit vandag bedoel nie, dis nie wat daar staan nie, dis nie al hierdie dinge wat die dwaalleraars vir ons sê nie, daar staan geskrywe, die Here praat met my, ek sit dit neer. As die Here met jou praat oor 'n verslawing, dan is jy nie besig om te werk daaraan nie. Jy buig die knie voor die koning en sê, Here, ek hoor wat hy sê, hier waar ek nou is, bely ek dit. Ek haal die balk uit my oog uit die leuen. U is my koning en ek dien U. En die vrug sal vloei. Want die woord bring lewe. Die woord bring vrug. Maar ons gaan in hierdie lewe nooit klaar wees met die woord nie. Ek het ook 'n verantwoordelikheid. Ons sê Christus doen dit, dis sy werk, maar ek het 'n verantwoordelikheid en ons stel dit ook op in hierdie gedeelte. Net die volgende vers. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie, as hy nie in die wingerdstok bly nie, en so ook nie, as julle in my bly nie. Hoe bly ek vrugbaar vir die Here? Hoe is ek 'n kind van die Here wat hierdie gedeelte van praat? Daar's nie 'n spulstel reëls, regulasies, wette wat ons moet nakom nie. Die Here het gesterf, hulle is alles vervul. Volg my, sê die Here. Ek praat met jou, jy luister. Dis so eenvoudig soos dit. Ek bly in jou, jy bly in my. Soek my in alles. En in my verhouding met hom, in my soeke in hom, kom die wonder van vrug uit. Raak ek 'n wêreld rondom my, waarvan ek nie eens bewus is nie. Jy sien, dis die soetste vrug om te dra. Is nie die vrug wat ek dink ek gedra het, dis nie die effek wat ek het nie. Oswald Chambers het altyd gepraat van die vrug wat ek in 'n wêreld het, en die effek wat ek in 'n wêreld het, is op daai gebiede, waarvan ek nie eens bewus is nie. Veral môre as jy in 'n wêreld gaan inweek en tussen ongelowiges gaan inwees en skyngelowiges gaan inwees, jy is die lig daar, jy die vrug daar. Baie gaan jou vervolg en 'n rugdraai. Gaan sê jy skyn, hulle lig allerlei dinge. Hulle sê dit vir ons almal. Almal wat hier sit kan vir jou getuig, al die woorde wat jy toegesnou is hulle ook al toegesnou, ons toegesnou. Maar daar's iemand wat gaan eet van jou vrug.
as jy konsekwent dit dra, wat gaan ook begeer om hierdie lewe te hê. En ek bring hom by Christus, en hy vind die vrug in Christus. Die grootste deel van die vrug is in my. Dis hierdie lewenssap, hierdie krag, hierdie nabyheid aan hom, hierdie kommunikasie met hom, en verhouding met hom. En soos hierdie lewenssap, hierdie verhouding deur my vloei, word die wêreld geaffekteer om my. Kan nie anders doen nie. Dit moet. Die laaste beginsel vir ons klaarmaak, vers 45. Is 'n hartsbeginsel, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. As ons by mekaar is, as gesinne en familie en vriende, dan kry ons gesels oor baie dinge. Dinge wat ons in gemeen het, dinge wat ons raak, dinge wat ons interesseer. Deesdae raak ek net so 'n bietjie moeg om te praat oor Amerikaanse politiek. Dit draai, wat snaaks was, is nie meer snaaks nie. So, maar daar's die gesprek wat in al die gesinne is. Maar waarby kom ons altyd later uit? Dit wat dieper in die hart lê. Ons Here. Men jy sê, maar die hart van vol is, loop die mond van oor, dis die dinge wat ons oor wil praat. Dinge wat ons nie uitgepraat oor kan raak nie. Tot op die laaste, ek sal my pa, as ons sit en kuier, as jy weet, as ons praat, dan praat ons oor die Here, ons praat teologie, ons maak teks toe op, ons gaan aan. Dis 'n malhuis. Heerlik. Baie ander mense wat nie in die Here is, sal daai gesprek nie kan vat nie, hulle loop ook. Dis te veel van die Here. Dis te ergste. Vir my is dit koek eet. Trust my, ek hou van koek eet. Maar woord, met Christus, sy dinge besig is. Daar is nie jou persoon nie, jammer dan is iemand so sjokoladekoek kan bak, soos woord eet nie. Close second, maar om besig te wees met die dinge van die Here, is besig om te wees met hartsake, sielsake, dit wat naby mens lewe, dis wat so lekker is. Maar jy weet, as die Here nie hier lewe nie, dan stap ek uit die kerk uit en ek gaan aan my week, my dinge. Daar's nooit 'n behoefte om te praat oor die Here nie. Daar's nooit 'n getuienis oor hom nie. Ek het lekker verskonings, ja. Ek kan nie oor die Here praat nie. Onthou die ou wat in my pa se Bybelstudie wat so kwaad vir hom geraak het, toe my pa vir hom dieselfde ding sê, ek kan nie oor die Here praat nie. Sê, maar jy kan baie lekker praat oor rugby, kan jy nie? Maar kom kan jy nie oor die Here praat nie? Nee, nie hart, nee. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. En julle kan sit en kuier en praat oor allerlei dinge, val as dit vreemde mense is. Iewers langs my kan ek my gees begin voel. Ek het nou moeg gepraat oor hierdie dinge, ek wil nou iets anders te praat. Ek weet waar jy my gees wil gaan. Ek wil graag met jou oor die Here praat. Lang genoeg tyd van my spandeer, gaan ek met jou oor die Here praat. Ons baie wat nie by die dominee gekom nie, want hulle sê hy preek vir jou. Ek preek nie vir jou nie. Praat my hart uit met jou. So as mense sê jy preek vir hulle, jy is 'n baie goeie geselskap. Mis dit nie is, en ek waarsku nou 2 keer Sondag terug, dat dit oordelend veroordelend is nie, maar dan preek jy is moralisties. Dis nie waaroor dit gaan nie. Praat oor my hart. Sondag is vir my 'n besondere oggend, en ek sê die Here nou al die jare, ek staan al 26 op pad 27 jaar om hier te staan. En ek sê nog steeds vir die Here baie dankie vir die voorreg hiervan, dat ek my hart kan uitpraat. Dit wat naaste aan my lê. Jammer, julle moet sit en luister na my ramblings. Trust my, vir my is dit die grootste vreugde. Niks anders dan waarmee ek meer besig sou wees is met hierdie nie. Waaroor praat jy graag? Wat vermy jy om oor te praat? En hou jy nie van om te praat nie? Jy sien die wonderlike deel van vrug is, dit wys my wat ek is. Spoor die vrug na, dan sê ek jou wat die boom het is. Gaan nie na 'n moerbeiboom toe stap en appel soek nie. As ek 'n perske kry, dan weet ek uit watter boom dit kom. Jou eie lewe
En as ek in erns en eerlikheid tyd saam met die Gees spandeer en vra maar Here, wys vir my vrug. Dis die belangrikste, die grootste en die wonderlikste gebed wat jy kan bid. Wys my wie ek werklik is. Sien die onrus binne my raak. En as jy in die Here is, gaan hy jou verseker, jy is in my. Nie een van ons volmaak is nie, waaroor dit gaan nie. Jy is in my. Jou lewe wentel rondom my. Jy is vrygekoop, jy is wedergebore. Daai vrug is daar. Die duiwel gaan dit wil wegneem. Dis nie waaroor dit gaan hier nie. My hartsgebed is vir die persoon wat dink ek is godsdienstig, dink ek is besig met die Here. Maar in die week gaan hy aan met sy eie dinge, sy verborgde sondes. En alles daarmee saam. Daai balk in die oog persoon. Ek dink hoekom die Bybel so baie tyd spandeer met valse gelowiges. Ek verstaan die passie om hulle wakker te ruk en te skree, haal die balk uit. Maak reg met Christus. Lewe volkome in hom. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. As Christus in jou lewe is, gaan dit altyd uitlek. Kan nie anders dan nie. As jy vir 10 jaar al saam met mense werk en hulle weet nie van jou bekering nie, hulle weet nie wat Christus in jou lewe doen en let it be a settled principle in our religion that when a man brings forth no fruit of the Spirit, he does not have the Holy Spirit within him. Amen. Here Jesus, u woord is skerp, tweesnydig en swaard. Maak skeiding tussen gees en siel en murg en been. En dit is vir ons goed om baie keer so onder u mes te staan. En te vra, sny Here, wys vir ons die waarheid. Maar ook ons as kinders van u, dat ons nooit tevrede sal wees met die bietjie vrug wat daar is nie, maar vra Here, ook in die nuwe jaar wat voor lê. Ek wil hê met alles in my lewe wees. Sny reg wat reg gesny moet word. U weet wat gedoen moet word. Ek kan dit nie doen nie. Dat daar meer vrug sal wees. Dat ander kan sien in my lewe en daarvan kan pluk en dat hulle kan verryk. Dis hoekom ons as gemeente by mekaar gevoeg het, Here. Nie om hier te sit en net in te drink soos 'n doringbos doen nie. En af en toe net skade te bring aan ander nie, maar u het ons by mekaar gebring en ons sal indrink u persoon, u wese, u gees, dat ons mekaar kan versterk, kan opbou, dat ons sal reg wees, maar dat die koning van die konings weer op die wolke kom. Volwasse, rein en heilig, soos u dit bedoel het en verwag. Dankie dat u ons wingerdstok is. Dankie dat ons ingeënt is op u. En ons wil vra, Here, laat u lewenssap deur ons vloei. Amen.